Goeiemôre. In ons familie, dis nou die Buys-familie, het ons allerhande goedjies wat deel is van ons, omdat ons natuurlik al soveel tyd saam spandeer het oor die jare. Ek weet nie of jy nou sal weet waarvan ek praat in jou familie dalk ook, is daai goed, wat as jy dit vir iemand moet sê, gaan jy dit moet verduidelik. Ken jy hulle daai? Dit is net daai, jy weet, daai binnekring grappies, of jy weet, ons sê goed, of manier van eet, jy weet, wat eie is in die familie. Nou, een van dit is, ons is verskriklik lief om grappies of stories te vertel. Dis die ding wat van my pa en sy broers afkom, en dit was vir ons as kinders die lekkerste ding, om daar onder die koelteboom te kan sit, waar lemoen te eet, en die een grappie na die ander ene te hoor. Nou, daai tradisie het nou voortgegaan in ons generasie, en veral my broers en my neefs, hulle kan die grappies so vertel. Maar die interessante ding was, toe ek nou een dag, so rukkie terug, so 'n maand of 2 terug, toe nooi een van my broers se seun my vir 'n braai, en nou is dit die eerste keer wat ek nou, jy weet, van my eie broers en susters, is ek nou die enigste een daar, wat die generasie verteenwoordig, en hier sit die jong klomp nou, hulle steekie vuurtjies aan, en nou luister ek waar hulle praat. Waaroor praat hulle? Begin grappies vertel. En hulle begin, 1 of 2 van hulle kom van my pa af. So hulle het 1 of 2 van oupa se grappies ook, het hulle so deurgaan, en daai grappies is van so 'n aard, dat ons kan partykeer net die begin van dit noem, en bars ons al almal uit van die lag, ons weet presies wat 'n grappie dit is, en hoe van pas dit nou is in hierdie situasie. Nou so van my pa gepraat, hy het, natuurlik het ek, jy weet ek, die fundamentele jare van my lewe met ons spandeer, en hy het sekere goeders het hy my beïnvloed mee. Hy het, die Engels praat van rubbed off, jy weet, hy het afgeskuur aan my. Een van dit was, die oomblik as ons met kos begin werk, jy weet, hy was 'n gewone ou boer, maar as ons met kos begin werk, of begin, jy weet, regmaak, enigstens iets, toebroodjies of iets maak, en hy het altyd vir ons gesê, jy het jou hande gewas, nee. En ek onthou, ek was eendag so ontsteld, omdat hy nie my sandemmertjies, waarin ek gemelk het, uit die koei uit, ek was so ontsteld, omdat hy nie wou gehad het, ek moet daai sandemmertjies se melk in die yskas sit nie. So het ek seker van die goed so om geleer. As 'n boer het hy nooit vir ons geleer om rassisties te wees nie. Hy het ons geleer om 'n liefde en respek te hê vir mense van alle rasse en ouderdomme. En vandag dra ek daai goed saam met my. Hoekom? Want ons het so baie tyd saam spandeer. Ek dink as ek moet begin vertel die impak wat my pa op my lewe gehad het, sal ons ure nodig hê vir dit. Maar dan het ek ook 'n graad 2 juffrou gehad. Haar naam was juffrou Martie. En juffrou Martie het elke keer as ons 'n vraag sou vra, sonder dat ons mooi gedink het daaroor, en sy weet ons nie mooi gedink daaroor nie, hier is ons graad 2, dan is sy altyd so met haar rooi pen teen ons koppe getik en gesê, dink op die dink, want jy is slim. Dink op die dink, want jy is slim. Raai wat, 40 jaar later vang ek myself, wat nog steeds as ek in 'n plek is, wat ek voel ek sukkel om te fokus, dan sê ek vir myself, dink op die dink, want jy is slim. Hoekom? Want aan die Martie het ek 2 jaar, het sy kans gehad om my af te skuur. En het sy kans gehad om my te beïnvloed. Dan het ek 'n atletiek afrigter gehad, Melville Saaiman, hy is intussen tyd, is hy oorlede. En hy het altyd, wanneer ons die laaste wedloop vir die middagse oefening gehardloop het, dan het hy altyd vir ons gesê, last one, best one. En nou al hierdie jare vang ek myself, as ek voel ek is bietjie moeg, en ek is aan die einde van die ding, dan sê ek altyd vir myself, Louise, last one, best one. Melville is nie eers meer vandag by ons nie, maar hy het op 'n manier op my afgeskuur in die 3 jaar dat ek hom geoefen het. Marianne, sy altyd vir my bid, voordat ek preek, of voordat ek op iets groot gaan, of iets groot begin, dan sê sy altyd in die einde, onthou die belangrikste is, geniet dit. Nou vang ek myself, ek sê dit vir mense. As ons in 'n plek kom, ons voel, hoor julle, is ons reg vir vanaand se klas, of wat ook al, as ek onthou die belangrikste, ons moet dit net geniet. Dis wat Marianne sou sê. Deur die jare wat ek saam tyd gespandeer het, saam hierdie mense, party 2 jaar, party 3 jaar, party dekades, en ek meen, hier is 'n paar voorbeelde van mense wat 'n goeie invloed op my gehad het, in die tyd wat ons saam spandeer het. Want ek was by hulle gewees. Iets van hulle
het deel van my geraak. So, en ek wil vandag vir jou vra, hoe lyk dit in jou familie? Het jy ook sulke goedjies? Sulke goed wat jy weet, dit is so eie aan ons. En wat van die getroude paartjies? Miskien het jy iets nooit geëet nie, maar die oomblik toe jou man of vrou ontmoet, toe begin jy dit ook eet. Nooit sampioene geëet nie, maar toe ek met so en so getroud is, kyk hier so nou eet ons sampioene. Deel van daai goed. Jy weet of jy dinge leer sê goed, wat deel geraak het van jou, hoekom? Want jy het afgeskuur aan mekaar. Dis daai tyd se saam spandeer, wat ons daarna begin klink soos mekaar, ons begin redeneer soos mekaar. Jy weet al, sonder om eers jou man of vrou te vra, weet jy al klaar wat gaan hulle antwoord wees as hulle hierdie ding hoor. Want ons skuur af van mekaar. Nou daar's 'n skrif, nou ek wil terugkom na hiertoe, hierdie afskuur aan mekaar gaan ek terugkom, maar ek wil ons net eers herinner aan hierdie skrif op die baniere, wat die Here, wat ons regtig gevoel het, die Here vir ons gegee het vir hierdie jaar. En dit is toe Paulus vir Timoteus gesê het, wat jy van my voor baie getuies gehoor het, wil ek vir jou vra, moet jy aan betroubare manne toe vertrou. En trust the reliable men, sê Paulus vir Timoteus. Nou, daardie is 'n skrif wat ons regtig voel vir hierdie jaar of hierdie seisoen, dat die Here dit so wil inspuit in ons bloedstroom, dat wanneer ons in 'n sekere tyd, wanneer iemand ons sny, dat ons dit sal bloei. Want dit bevat eintlik die fundamentele boodskap van disipel wees en disipel maak. Dit is eintlik fancy woorde, maar dit is net die fundamentele boodskap van volgeling van Jesus wees en volgelinge maak. Dit waarvoor God ons geroep het. Nou, tussen Jan en Mariaan, myself en Chris, het ons daai skrif redelik mooi probeer uitpak in die laaste paar weke. So as jy dit nie kon maak om hier te wees in die laaste paar Sondae nie, hierdie boodskap is alles beskikbaar op ons Koinonia WhatsApp groepe of op YouTube. Luister dit asseblief. Want ons glo dis 'n fundamentele boodskap wat God vir ons begin in 'n rigting sit vir hierdie tyd wat kom. En dit is dis die skrif wat God vir ons gegee het. Nou hierso wat ek wil sê is, partykeer om disippels te maak. As ek weet môre gaan my alarm af, 6:00 môreoggend of 5:00 of 4:00 môreoggend en ek weet ek moet vandag disippels maak. Die gedagte daaraan, sê vir my of ek reg is, voel partykeer so ver verwyderd van my lewenstyl. Dit voel so ver verwyderd van kinders aflaai by die skool, vinnig jaag vir dit, brood by Spar kry, gou gas by NTK. Ek voel so ver verwyderd. Van waar moet ek wat inpas met hierdie disippelskap ding? En ek dink die rede vir dit is ons maak dit gekompliseerd. Ons maak dit moeilik, ons maak dit verskriklik godsdienstig. En God het nooit beplan dat dit so 'n ingewikkelde ding moet wees nie. Dit is eintlik net, in plaas van om vir die kassier by NTK te sê, dame, as jy doodgaan vandag, weet jy waarheen gaan jy? Ek bedoel, dis weird. 'n Dinge kan ook nie vir jou goed eindig nie, nadat jy betaal het nie. Maar weet jy, daai vrou het miskien net nodig dat jy haar in die oë kyk, of man, en sê, hoe gaan dit met jou vandag? Ek sien is besig, vriendelik te wees. Baie dankie. Jou klein geld te vat en te loop. Dis partykeer al wat die persoon nodig het, en dit is 'n vorm van disipel wees en disipelskap, want jy het in daai oomblik 'n venstertjie oopgemaak vir die koninkryk van God om sigbaar te raak, sommer in 'n eenvoudige plek, soos om gas te koop. Nou, ek wil 'n bietjie meer oor dit sê 'n ander keer as ek hier gaan praat, maar ek wil ons vandag net herinner aan die ding, dat om geld te maak, met ander woorde om 'n lewe te maak, 'n finansiële lewe te maak, of om 'n sosiale status te vestig in die tyd waarin ons leef, was nooit God se idee as die hoof fokus van ons lewens nie. God het beplan dat daai die hoof fokus van ons lewens ondersteun. En dit is om te belê in die ewigheid deur 'n volgeling van Jesus te wees en 'n volgeling te maak. Ek is vas oortuig en ek praat uit ondervinding, want 7, 8 jaar vandat ek al voltyds in die bediening was, het hierdie ding op my, ek was verveeld met kerk, om eerlik te wees in daai stadium in my lewe.
En die Here situasies gebruik wat vir my kom wys dat Louise as koninkryk, vergeet net 'n kerkdiens, as koninkryk, daai weet jy, Christus leef van dag tot dag by die NTK counter. As dit nie die fokus van jou lewe raak nie, sal jy nooit vervuld voel nie. Jy gaan altyd nog iets soek. Nog geld, nog 'n partner, nog 'n kind, dan wil ons trek. Daai goed, daar gaan nooit 'n vervuldheid wees as ons die fokus van ons lewens nie die koninkryk is nie. En dan die geld wat ons maak en die sosiale status wat God vir ons gee, daai ondersteun dit waarvoor God ons geroep het. So ek wil ons net herinner daaraan, hier is net die inleiding nog. Want is op hierdie noot wat ek sterk voel dat God met ons vanoggend wil bring by die punt wat ek wil noem, begin hier. Begin hier. Dit is die beginpunt en ek wil gaan 2 skrifte deel wat ons gaan help om by hierdie beginpunt te kom van die plek waar ons begin om disippels te word, die plek waar ons begin om te leer om disippels te maak en die plek dat as ons al reeds daar was en die lewe het bietjie gebeur en ons het bietjie begin wegdryf van dit waarvoor God ons werklik geroep het, dan is dit die plek waarna God ons terugbring. Begin hier. En ek gaan 2 skrifte deel vanoggend uit die lewe van grootliks Paulus en Johannes. So as jy jou Bybel het, kan jy saam met blaai, maar anders, ek het hom daarop, gaan lees uit Markus 3, vers 13 en 14. Dit was die nag, Jesus het 'n hele nag gevat om te gaan bid op die berg, ek dink as 'n Olyfberg. En hy het die Vader gevra, Here, wys my, Vader, wys my mooi. Help my om raak te sien, wie is die 12 apostels wat ek moet kies? Die eerste 12 disippels wat my moet volg. Ek wil vra dat iemand sal help om hulle te kies. En hierso kom Jesus die volgende dag en dit sê in Markus 3, Jesus het in die berg opgegaan en die wat hy wou hê nader geroep om na hom toe te kom. Hy het toe 12 wat hy apostels genoem het aangestel en ek wil hê met daai saam hy sê om by hom te bly, sodat hy hulle kon uitstuur om te preek. Maar nie net preek nie, hulle het ook die mag ontvang om bose geeste uit te dryf. So, hoekom het hy hulle geroep, die 12, om by hom te bly? Ons dink aan die 12 apostels, dink ons eerstens aan, hulle het gegaan en hulle het gepreek en hulle het kerke geplant, dit het nie daar begin nie. Jesus het gesê, roep hulle om by hom te bly en dan uit te stuur. Die Nuwe Lewende Vertaling sê hom so. Hy sê, hy het 12 gekies om gereeld by hom te wees. Soos wat ek by my pa en die afrigter en die graad 2 juffrou by mense was en hulle afgeskuur het aan my, so kom Jesus en hy sê, ek wil hê julle moet gereeld by my wees, want daar's iets wat moet afskuur, daar's iets wat moet oorgedra word. Ek hou van hoe die Passion Translation dit sê, hy sê, to be continually at his side as his friends. To be continually at his side as his friends. Nou die volgorde is hier belangrik. Dis eers wees, dan stuur. Eers wees, dan stuur. En wat dit beteken is, baie keer as ons 'n boodskap soos hierdie hoor, dink ek, right, ek moet nou môreoggend aan iets doen, ek gaan nou na rad kom, maar ek was nog nooit by Jesus gewees nie, en dan werk goed nie lekker uit nie, en dan voel ons hierdie ding werk nie. Dus eers wees, dan stuur. Iets het gebeur met die disippels, daai apostels, daai 12, tussen die wees en die stuur. Iets het daar gebeur. Want ons lees 3,5 jaar later, toe Jesus al opgevaar het na die hemel en die Heilige Gees is uitgestort, toe kom Petrus en Johannes een oggend, en hulle is lekker daar rustig, miskien 'n koffietjie in die hand, en hulle is daar op na die tempel toe om te gaan bid. En soos hulle by die tempelhek ingaan, sien hulle, hier's mense wat 'n man daar aandra wat verlam is. Die man word elke dag aangedra, want hy kan nie vir homself 'n lewe maak nie, so hy sit daar en bedel hy nou maar bietjie geld en so bly in die lewe. So stop die man vir hulle twee ook, want hy soek daarom ook iets om te gee,
Maar dan doen Petrus en Johannes iets. Hulle gee nie geld nie. Hulle doen wat hulle Jesus hoeveel kere sien doen het. Hulle bied vir hom genesing aan. Sê in Handelinge 3 vers 4 tot 6. Ek lees 4, 5 en 6, net nommer 6 is op die bord. Hy sê, en Petrus saam met Johannes het hom stip aangekyk en gesê, kyk na ons. Kyk my in die oë. En hy het sy oë op hulle gehou in die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang. Maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie. Maar wat ek het, dit gee ek vir jou in die naam van Jesus die Nasareëner, staan op en loop. En daar's die man gesond, bonatuurlik, net so. Kon dit nie glo nie, uiteindelik kan op sy 2 voete staan, hy kan vir hom 'n lewe begin maak. En nou kan hy dink, nou is daar 'n roering onder die mense, en voor hulle oë kan uitvee, hier staan 'n hele groep mense rondom, hulle wil nou sien wat gaan aan. Weet, ons maak ook mos so, as jy verby 'n ongeluk ry, dan ry jy mos so. So nou kom die mense daar, en hulle wil nou sien wat gaan aan, hierdie man loop, hulle het hom elke dag sien bedel. En wat doen Petrus? Hy doen wat hy Jesus hoeveel kere sien doen het. Hy gebruik dit as 'n geleentheid om die evangelie van die goeie nuus van Jesus Christus te verkondig. En toe staan nou 'n paar hartseer mense daar ook onder hulle. In Engels noem hulle die Sadducees. Hulle is hartseer mense. So die Sadducees, die tempelpolisie kom en hulle sê, luister man, hierdie storie werk nie, wat gaan hier aan? En hulle besluit om Petrus en Johannes gevange te neem. En hulle bring hulle voor die slim mense. Die slim mense, die fariseërs, die ouens wat veronderstel is om die wet van hoek tot kant te ken. En daar staan Petrus en Johannes. Jy kan dink, was jy al in die hoofse kantoor, iewers in jou lewe? Johannes sweet ons maar 'n bietjie, nê. Net was 'n bietjie senuweeagtig en jy sê goed in jou kop oor en oor. Maar nie Petrus nie. Petrus doen wat hy Jesus soveel kere sien doen het. Hy vat die geleentheid en hy begin vir hulle vertel wie Jesus Christus werklik is. En daai mense met hulle brille wat so op hulle neuse sit. Julle weet hoe dit lyk, nê? Hy brille is op die neus en kyk hulle vir jou so. Hulle kyk vir Petrus en Johannes so en die Bybel sê hulle was totaal en al verstom oor die gesag en die wysheid wat hierdie 2 manne gehad het. Kyk wat sê Handelinge, ek het mos gesê gaan 2 skrifte deel, nê? Hier is die tweede een. Handelinge 4 vers 13. Die raadslede was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se waagmoed sien. Want hulle het besef dis gewone mense sonder enige opleiding. Hulle het hulle ook erken as mense wat, kyk mooi, saam met Jesus was. Saam met Jesus was. The Passion Translation sê weer, that they began to understand the effect Jesus had on them simply by spending time with them. So hier is die slim manne, hulle kyk oor hulle brilletjies, hulle sê wat gaan hier so aan, en hulle is verstom, want hierdie is gewone mense, hulle was gewone vissermanne, gewone besigheidsmanne, mense soos ek en jy, daar was niks wonderliks aan hulle gewees nie. Maar in die tyd tussen wees en stuur, het die volgende gebeur. Jesus was lief vir hulle. Hy het vir hulle vertel hoe waardevol hulle is. Hy het vir hulle gedemonstreer hoe om 'n koninkryk leefstyl te leef. Hy het hulle beïnvloed. Hy het afgeskuur op hulle. Hy het hulle verander en hy het hulle bekragtig dat wanneer hulle die dag uitgestuur word, hulle voor sulke manne kon staan. Sodat iets wonderlik gebeur tussen die wees en die stuur. Nou vir Petrus en Johannes hier so dop te hou, is vir my so inspirerend. Nou ek wil graag hê, julle weet, dit is 'n reel, nê, 'n reel. As jy nou op Facebook of so die videoetjie is nou nie volscreen nie, maar ek wil vra dat julle net gou vinnig hierso kyk. Dit is 'n man, ou man met die naam, hy's 89 jaar oud, Robert Kendall. En hy het vir baie jare 'n gemeente pastoor gewees in Engeland, maar hy's ook die outeur van meer as 50 boeke. Lewenslang omtrent in bediening gewees en hulle het 'n kort onderhoud met hom gehad, net 2 minute. En ek wil net eers met gou daarna luister. Dankie Emilia. Been in ministry 70 years. What would you say to the young
R.T. Kendall. If you were to believe me, I'll be pleased. But you probably will say, it's got to be more than that. But I'll tell you right now, I realize that I've got some degrees. But I would say to young ministers today, I would not recommend seminary. I think of Acts 4:13, when the Sadducees saw the boldness of Peter and John. They were amazed. Notice that they were uneducated, but they had been with Jesus. My advice to anybody, two things. Know your Bible and pray a lot. Yes. That's it. Know your Bible. Well, listen to me, J. John. People don't know their Bibles. Yeah. Many preachers, the only time they read the Bible is when they want a sermon. And they don't know the Word. People don't know the Word. If I had a legacy, my deepest desire is that I would have this legacy, that people would start taking the Bible seriously. And when we pray, we get to know God's ways. Two things God wants us to know: His Word and His ways. His Word, the Bible. How do you get to know anybody's ways? By spending time with them. Louise knows my ways. My son T.R. knows my ways. You know a little bit of my ways. How much do you pray? And so my word, I cannot emphasize this enough. I'm glad you asked. Know your Bible and pray a lot. And God will use you to exceed all the PhDs and seminary degrees. In 2020, we were in lockdown and we weren't allowed to meet like this. Dan praat ek Engels, nee, terug gaan Afrikaans toe. En ons is in lockdown en die een oggend besluit ons gaan die gemeente vra om soms so op 'n, kan ek Engels gebruik, 'n pray walk te gaan. Jy weet, soms so daar in jou straat of wat ook al en ek onthou ek is met vasberade daar weg en ek begin stap bates in die huise van mense wat ek nie ken nie. En so eind weg sê ek vir die Here, ek weet eintlik glad nie wat om te bid nie, as ek nou eerlik moet wees. Jy weet, ek kan net so lank bid, Here seën hierdie ou, seën daai ou, maar voor ek my kan kry, is my gedagtes lankal by iets anders. En ek sê vir die Here my help, en die Heilige Gees sê vir my, Louise, ek wil nie jy moet bid nie, ek wil jy moet in jou taal bid. Bid in jou hemelse taal, en luister hier, ek sal vir jou sê waarvoor jy moet bid. Hy dog, okay, dit klink interessant, kom ons doen dit. En ek begin en ek bid iets so my taal, Kiandarabas, Sikiendarabas, Suriandarabakayender, en ek loop so in die straat af. En skielik toe ons verby 'n huis loop, sê die Here vir my, stop. Hier is ons 'n baie ernstige COVID geval hier bid. Ek weet eers wie is die mense nie. Maar ek voel net, hier is ons iemand wat siek is. Ek sê, Here, ek dankie vir bonatuurlike genesing. Ek loop aan, en verder aan voel ek die Here sê vir my, hier is ons huweliksprobleme by hierdie huis. Hier is groot finansiële druk as gevolg van COVID en dit plaas stremming op die huwelik, bid hierso. En so gaan ek deur, bid vir 'n paar huise, party huise nie. En ek kom terug by die huis en ek dink dit was die wonderlikste gebedstyd, effortless ek in my lewe gehad het. En ek neem 'n besluit en ek dink, wat as ek een keer 'n week gaan en wat ek noem listening walks? So 'n listening walk saam met die Here gaan doen. Waar hy die gesprek begin, dit was my reël, die claim was op God begin die gesprek, so ek begin nie met my geklaarry nie, God begin die gesprek, so Here, waar wil jy praat vandag? Nou party daar, die Here my hart genees van iets, ander kere, die Here van my mense op my hart gesit, vir wie ek kon bid, ander kere het ons sommer net saam gedroom oor die toekoms. Dit was wonderlike tye, elke Sondagmiddag het ek gegaan. En wat gebeur het is, teen die einde van daai jaar, dit is oujaarsaand, en ek onthou, Janine het nog Sakkie en Mariaan se huis opgepas, en sy het my genooi, ek en sy gaan nou braai daar, op Sakkie se braaier, wat 'n voorreg. En ek is op pad die kant, en die Here vra van Louise, wat was jou hoogtepunt vir hierdie jaar? En ek dink, deur al die goed wat ons deur is, ons het video-opnames gemaak van preke, en dit was al 'n wille jaar. En ek dink aan alles en ek sê vir die Here, as ek nou moet eerlik wees, ek hoop nou nie, dit klink nie ambisieus genoeg nie, maar my hoogtepunt was my listening walks met U.
En die Here sê vir my, myne ook. Dit was my hoogtepunt met jou ook. Myne ook. En ek wil vandag vir jou sê, die Here begeer om tyd met jou en met my te spandeer. Hy staan nie daar met 'n wit bord en 'n koutjiepen en sê, right, disippelskap beginsel 1. Leer, skryf, maak jy notas. Dis nie God wat ons werk nie. God hou van jou. Weet jy dit? Weet jy dat hy so graag vir jou wil wees? Hy wil so graag die oomblikke met jou hê. Hy wil so graag afskuur aan jou, sodat wanneer jy soos 'n Petrus, wat eers die moed gehad het om vir 'n slawe meisie te sê hy ken vir Jesus nie. Om soos 'n Petrus te kan opstaan, dapper te wees en 'n verskil te maak met ons lewens in die tyd wat hy vir ons gegee het hier op aarde. Hy wil so graag by jou wees. Hy wil so graag by my wees. En ek wil afsluit. Die lewe het na COVID het begin aangaan en business was back to normal en ek kon nie meer my listening walk so gereeld inkry nie. Maar terwyl ek voorbereid vir hierdie boodskap vanoggend, het ek 'n besluit geneem. Ek gaan weer tyd maak, daai ure in 'n week. Ek hou van stap. Dit hoef nie vir jou so te lyk nie, maar daai ure in 'n week om te sê, Here, sal U die gesprek begin? Kom praat U met my waar U met my wil kom praat vandag en ek sal reageer. So ek wil vir jou vra, ons gaan binnekort nagmaal ook gebruik, maar ek wil jou net 'n oomblik gee en ek wil vir jou hierdie vraag vra. Wat wil jy graag verander in jou lewe vandag? Wat is daar in jou skedule wat moet verander? Om net daai uurtjie in 'n week, of 'n halfuur in die oggend, of hoe dit ook al werk vir jou, te kan eenkant sit en te kan sê, Heilige Gees, hier's ek. Vader, hier's ek. Jesus, hier's ek. Begin U die gesprek. Ek wil net by U wees. Ek wil net toelaat dat U kom afskuur aan my, sodat ek U kan verteenwoordig wanneer ek môre by die werk instap, of vanaand by my familie instap. Stel jou voor, ons begin dit doen. Wat is die ewige impak wat ons in ons tyd kan maak vir God se koninkryk hier op aarde? Dat miskien 100 of 200 of hoeveel 'n jaar van nou af as die Here nie kom nie, mense sal kan sê, ek onthou vir Piet en vir Sari en vir Gerry, ek onthou hoe het hulle gekom en daai dag vir my dit gesê, en om 'n lewenslange impak, 'n ewige impak te maak vir God se koninkryk. Stel jou voor, ons doen dit. En ons lewens het 'n invloed, soos wat Johannes en Petrus sin daardie dag gehad het. Kom ons begin hier. Kom ons wees by Jesus. Ons bid saam. Ek vra dat jy saam met my gaan staan. Ons gaan nagmaal gebruik in 'n oomblik. Ek wil net graag vir ons eers bid. En ek wil vra, as ek klaar gebid het, en jy vat nagmaal as 'n familie of as 'n individu, wil ek hê jy moet onthou die prys wat Jesus vir jou betaal het, dat niks te veel gevra was vir hom, toe hy sy lewe moes neerlê vir jou nie, en vir my nie. Niks was te veel gevra nie. En ek wil hê, soos wat ons nagmaal gebruik, dat dit ons sal herinner aan dit wat Christus vir ons gedoen het, maar ook om ons te herinner om by hom te wees, sodat ons by die plek kan kom om te kan sê, Here, niks is te veel gevra, wanneer dit kom, by wanneer ek my lewe neerlê vir U nie. Niks is te veel gevra nie. Kom ons bid. Vader, ek wil in die naam van Jesus na U toe kom, en vir U kom dankie sê, vir dit wat U vir ons gedoen het aan die kruis. Here, as ons moet begin praat oor die liefde vir ons, as ons moet begin praat oor die genade, die tweede kanse, wat U al vir ons gegee het in ons lewe, Here, sal ons mekaar daar besig hou. Maar vanoggend wil ons kom, en ons wil vir U kom dankie sê daarvoor, en ons wil vra, Heilige Gees, dat U ons sal help om 1 of 2 goedjies in ons weke so te rangskik, dat ons kosbare, no string attached, tydjies met U kan spandeer, net om by U te wees, Here, net om by U te wees, want U wil so graag by ons wees. En ek wil vir U dankie sê vanoggend daarvoor, dankie dat U ons teen die bors vas druk vanoggend in liefde.
Here, ek sê vir U dankie dat wat ek al kon verkeerd gaan, wat ons kan maak om skuldig te voel wanneer ons by U kom. Dankie dat U daai goed sommer laat verdwyn soos mis voor die son. En ons vandag teen U bors vasdruk. En vandag vir elke hart, soos wat ons nagmaal saam gebruik, kom herinner, vir jou is ek baie, baie, baie lief. En ek bid dit in Jesus se naam. Amen.